Ok, so om die radkas op die dek af te haal, maak jy net hierdie 1, 2, 3, 4 moere los. Jy hoef nie helemaal uit te draai nie, die radkas gly net uit. So. Ok, dan haal dit so af en los uit. Ok, so om die radkas se olie te vervang, draai hierdie boonste moertjie los. En kyk net mooi, hierdie washertjie is 'n koper washer, wat hom help om te seël. Ons het 'n plaatjie, en dan is hier so 'n O-ring wat lê in 'n groefie, ons haal hom uit. Dan keer jy net die radkas om, gooi die olie uit, en dan kan ons dit weer vervang. Die rede hoekom ons dit nie op die masjien kan doen nie, is omdat hier by die pulley, is daar 'n bedding wat baie laag sit. So dit maak toegang tot by so dreineringsproppie baie moeilik, en dat jy olie mors daar tussen die belde, en dit maak dit moeilik om skoon te maak, en dit is maar net nog lekkasie potensiaal. So as jy hom so uit te gooi het, jy sal sien daar is 'n lekker inspeksiegat wat jy kan kyk of is die ratte nog in goeie toestand, en dan gooi jy net die olie weer daar deur. Dit is belangrik om te kyk, so hier is 'n rad wat nou die kant sit en 'n raadjie van onderaf. Die onderste rad moet net toe wees met die olie. As hy te veel gaan in hê, gaan hy dit hier by hierdie gaatjie waardeur hy asemhaal, gaan dit begin uitborrel. Ook maar net tot hy by die regte vlak gestabiliseer het. So, hierso gooi ons natuurlik 'n radkasolie in, van 85 W75. Jy kan gewone radkasolie ook ingooi, en die radkas die hardloop teen 3000 rpm, so ek wil seker maak ons gooi nie te dik olie in hom in nie, maar ok, en dan as hy al klaar is, jy net jou O-ring moet terugsit. Maak hierdie vas. En dan is hy reg om aangesit te word. Ok, so om die radkas terug te sit, daar is geen trek aan nie. So jy gly hom net weer in daai glewe in. Maak seker hy is heeltemal in hierdie kant en daai kant. En dan kan jy net weer hierdie 4 moere net vasdraai, dat hulle gelok is.